Niemand. Nee, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek wil gou net uitbrei op daai. Ek dink daai was so incredible. Daai liedjie is een van die songs wat Doc Sadao release het in ons vorige Afrikaanse album Fontein. Gaan luister 'n bietjie weer na hom. Man, die openbaring wat die Here al vir my kom gee, die daai liedjie is incredible. Fontein van liefde binne my. Bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Dis incredible, hè? Lewenswater wat deur my vloei. Daar's iets anders as net Here, U is goed vir my en dankie vir wat U is vir my en dankie vir dit. Nee, ons het deel van dit wat amper deur my vloei en dis my incredible. Wou net daar stil gestaan het. Imagine ons worship so lekker. Was dit lekker? Ja, weer eens dankie Lobby. Jy's awesome. Maar ons worship so lekker en dan stap jy hier uit en jy sien hoe Jacques sy span vloek hier buite. Sal nie goed wees nie, nee. Of imagine ek gee nou 'n briljante woord, ek vat hom. Alright, ek gee nou 'n briljante woord en 'n beautiful stuk openbaring en jy beleef, wow, die Here het vandag met my gepraat. En ons stap hier uit en dan fight ons oor die parkering. Of jy sny voor my in by Luna's en ek begin met jou fight oor die feit dat jy my plek gesteel het. Iets van 'n mismatch, nee. Sal nie so lekker werk nie. Hierdie werk net as wat hier binne gebeur buitentoe gaan. Daar's ietsie van 'n uitwaartse expression wat moet gebeur, andersins is die kerk vals. Nou, ek dink daai ding wat ons definieer as 'n beweging, gaan ons vandag oor praat en ek noem dit liefde. Jesus noem dit liefde. Daar's ietsie meer as net die produk wat op die tafel gesit word. Ons is nie hier, ek sê altyd, ons is nie hier om 'n sing 'n liedjie, gee 'n tikkie, preek 'n bietjie, loop 'n bietjie nie. Dis nie wat ons doen hier nie. Ons sing nie Christen karaoke nie, as jy gewonder het. Dis nie die worship team wat lei en jy kan terugsit en kyk wat hulle doen nie. Hulle lei jou, hulle is die worship leiers, hulle lei jou om te aanbid. Ek het een keer het iemand vir my gesê, jy is nie die worship leier nie, jy is die leier van die worshipers. Wat ek dink 'n great definisie is. Hierdie ouens staan nie bo en hulle lei jou aan aanbidding, maak vir jou 'n spasie om te connect met die Here. Selfs met my. Ek sien so 'n paar weke terug sien ek 'n ding op sosiale media. Is 'n ou wat preek. Is 'n so 'n preek snippet wat hy maak. Hy loop op die stage op met 'n boksie nuggets van McDonald's. Kom met sy nuggets, hy sit dit so op die preekstoel, hy lê so vorentoe, dip dit in sy sousie, choop stil. Eet sy nuggets. 6-piece nuggets. Hy eet hom klaar. Sonder om 'n woord te sê. Imagine. En hy vou op, en lyk asof hy wil praat. Hy gaan so terug, hy haal 'n servet uit. Hy op sy mond. En hy kyk so vir die mense en hy sê, hou op kerk toe kom om te sien wat ek in die week geëet het. Dis 'n goeie gedagte, hè? Ons kom nie hier voor en deel 'n woord met jou sodat jy nie hoef te engage met die woord nie. Nee, dit is eintlik bedoel om jou te inspireer om self met die woord te connect. En ek dink dis wat ons definieer as 'n beweging, is die liefde wat gebeur na hierdie ontmoeting. Hierdie is 'n beautiful deel van kerk, maar hierdie is nie kerk nie. Jy is. Hierdie gebou is nie kerk nie, jy is. Ons beweeg uit en ons is kerk. Ons wees kerk. As ons hier uitbeweeg en dit lyk nie soos wat dit lyk hier binne nie, dan sal die kerk baie mooi blink wees aan die buitekant, maar vrot wees aan die binnekant. Ja? Baie mooi produk, maar niks gewig nie. Ek dink die Heilige Gees is aan die kerk gegee om haar te kom aktiveer om die wil van die hemel op aarde te laat geskied. En as sy gaan beweeg sonder liefde, dan gaan dit beautiful wees, maar kragteloos. Ons is in die laaste week van ons preekreeks, dis 'n hard ding, wat ons praat oor die Heilige Gees. En die een ding wat ek wil hê jy moet vandag wegvat, ek gaan die hele preek daaroor praat, maar die een ding wat ek wil hê jy moet wegvat, is as ek Engels kan gebruik, die ultimate expression van wat die Heilige Gees is en wat hy doen, is liefde. Dis wat hy is, dis wat hy te meebring. Ja, daar's 'n klomp ander dinge waaroor ons nou gepraat het vir die afgelope 4 weke, maar ek dink alles word saamgevat in wat ek vandag met jou gaan deel. Liefde. As liefde nie saam met dit kom wat die Gees gee nie, dan is dit leeg. So, kom ons kyk gou. Jy kan so lank oopmaak. Ons gaan 'n redelike tydjie spandeer in Korintiërs. Ons gaan van hoofstuk 12 af, 1 Korintiërs. En ons gaan net in hierdie een skrif bly vandag. So jy kan sommer jou Bybel oop hou daar. Hou jou duim daar, hou hom op jou skoot, maak hom oop. Maak jou YouVersion oop, whatever jy het. As jy dalk nog die boekrol het, fantasties, maak hom oop. Dis reg. Wie is ek om vir jou te sê om dit te doen? Maar engage met die woord. 1 Korintiërs 12. Ek gaan terwyl jy hom kry. So vir omtrent 11 hoofstukke sê Paulus vir die kerk, hy tik hulle 'n bietjie op die vingers. Hy sê ouens, dis nie hoe ons dit doen nie.
En hy spreek 'n klomp dinge aan. Hy sê, julle spog oor julle sonde, en julle, van julle hou nagmaal, en dan is die mense nog eers daar nie, en dan word helfte van julle dronk op die nagmaal, terwyl die ander nog eers daar is nie. Moenie dit so doen nie. Dan gaan aan om te sê, soos, ook julle moenie mekaar hof toe vat nie, boys. Kom on, ons moet beter as dit wees, ons moet lief wees vir mekaar. Kom ons doen nie hierdie nie, ons is nou net soos die heidene, kom ons wees nie so nie. En hy tik hulle so op die vingers. Daar is so 'n snaakse video wat ek gesien het, dan maak jy ou die rol oop en hy sê, hey ouens, dis 'n brief van Paulus af, en dan volgens hom kom so vuis uit die boekrol uit. Paulus doen so 'n bietjie van dit, hy tig hulle so 'n bietjie, hy sê vir hulle, ouens, moenie kerk so doen nie. Hierdie wat julle nou doen is nie reg nie. En dan van hoofstuk 11 af, begin hy vir hulle sê, hier's hoe dit moet lyk. Hier is hoe kerk behoort expression te vind in julle. Hier is hoe die samekoms van gelowiges moet lyk. En in hoofstuk 12 kom lys hy 9 gawes wat die Heilige Gees vir die kerk kom gee. 9 dinge wat gebeur in die kerk, gawes wat die Heilige Gees kom gee vir die opbou van die kerk. Hy's baie duidelik daaroor. Dis nie vir persoonlike vervulling nie, dis nie vir jy wat dit moet geniet nie. Dis vir die gemeente. Hy gee die goeders vir die gemeente. Daai lys is hierdie: woorde van wysheid, woorde van kennis, geloof, genesing, wonderwerke, profesie, onderskeiding van geeste, tale en die uitleg van tale. Hierdie is alles wat ons noem die manifestasie van die Gees. Klink vreeslik fancy, nee. Kom ek verduidelik dit mooi. Manifestasie, wat beteken dit? Dis die reël word, die werklik word van teorie. Dis die werklik word van die onsigtige God wat werklik en sienbaar word. Die gawes van die Gees, die manifestasies van die Gees, is hoe God sy werk op aarde doen. Die Heilige Gees is die agent, kan ons hom so noem. Hy is die agent van God se wil op aarde. Alles wat gebeur in jou lewe, wat God se wil is, gaan deur die Heilige Gees geïnspireer en gefonds word. Ons kan dieselfde sien, ek het laas keer daaroor gepraat, maar dit gebeur dieselfde in Jesus se lewe. Hy beweeg deur Galilea en hy doen niks sonder die Vader deur die krag van die Heilige Gees as agent in sy hart vir hom sê, doen hierdie nie. Nie net dit nie, maar alles wat hy doen word half bekragtig deur die Heilige Gees. Jesus is vol van die Heilige Gees en hy beweeg en doen dinge in sy lewe en lewe sy lewe onder die invloed van die Heilige Gees. Dan kom Paulus, nadat hy hierdie lys gegee het van hoe God dinge doen in die kerk, die lys van dinge wat die Heilige Gees kom inspireer, kom hy in hoofstuk 12 vers 29 en hy sê die volgende. Ek gaan van vers 27 lees. Hy vra hierdie vraag: is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien gewone tale of klanke? Of kan almal dit uitlê? Dan sê hy hierdie: lê julle toe op die beste genadegawes. Die Engels sê, die ESV sê, earnestly desire the higher gifts. Begeer die groter gawes. Nou, ons kan in 'n lang debat gaan oor wat is die groter gawes, maar ek het nie tyd daarvoor nie. Ek praat my na die tyd. En dan gaan hy aan in die volgende stuk sê hy soos: en ek sal julle wys wat is nog 'n beter manier as hierdie. Die ESV sê, I will show you a more excellent way. So begeer die gawes, moenie my verkeerd hoor nie. Hy sê vir hulle, begeer dit om te profeteer. Op 'n stadium sê hy soos, ek wens dat almal van julle sal profeteer. Op 'n ander stadium sê hy, ek bid meer in tale as almal van julle. Dis 'n goeie ding. Dis 'n baie goeie ding as die Heilige Gees kom en hy kom gee 'n manifestasie en 'n werklikwording van wat God wil doen op aarde. Maar dan sê hy op die einde, dit is my so beautiful, hy gee vir ons 'n voorsmaakie van wat hy volgende gaan sê. En ek sal vir julle 'n beter manier wys. I will show you a more excellent way. I'll show you a more excellent way. So, as ek dit reg verstaan, sê hy soos, hier is die gawes en nie almal is alles nie, en die Heilige Gees gee vir elkeen soos wat hy wil. En julle moet hierdie goeders begeer. Begeer dit om te profeteer. Begeer dit om genesing te laat plaasvind. Begeer dit om woorde van kennis en woorde van wysheid en die spreking van tale, die uitleg van tale, begeer dit. Dit is goed dat julle daarvoor vra. Dit is goed vir 'n Christen om hierdie goeders te beoefen. En dan sê hy, maar daar's nog meer as dit, of daar's 'n beter manier, an excellent way. Daar's 'n groter manier om dit te doen. Daai woord wat hy daar gebruik is 'n fascinating woord. Hy sê kata hyperboleo. Sê gou dit? Nee, hoef nie, moenie waar nie. Hyperbole, né? Soos wat klink dit vir jou? Hyperbole, wie het dit gesê? Mooi. Hyperbool. Amper rukkie een onder die hoender uit. Maak dit groot. Well done, Tommy. Love it. Hierdie woord beteken dis 'n oormaat, dis 'n oorvloed, dit is 'n oordrewe sin van wat gebeur. Dit is 'n buitengewoon, uitermatige en uitspattige manier van ietsie doen. Dis so half tot die ekstreem. So hy sê, dis goed dat julle hierdie goeders begeer,
Ek gaan vir julle nog 'n groter manier wys om die manifestasie van die Gees te beleef. Begeer jy dit? Begeer jy dat die Heilige Gees die deel van die Triniteit wat in jou woon, begeer jy dat jy hom meer aanvoel? Dat jy hom meer ken? Dat jy hom op 'n beter manier kan die Engels is discern wanneer hy praat? Ons het Woensdag aand afgeskop met ons gawes en aksiekursus en dit was omtrent die hele aand gewees. Dus hoe hoor ek wanneer God met my praat teenoor wanneer ek net met myself praat? Baie goeie vraag om te vra. Het jy behoefte vir dit? Dan dink ek wat Paulus volgende gaan sê, gaan vir jou verskriklik baie beteken. Ek dink dit is belangrik wel om te hoor. Hy sê nie, ek gaan vir julle 'n ander manier gee, moenie hierdie manier gebruik nie. Dis nie wat hy sê nie. So hy sê nie, hier's al die gawes, moenie hulle gebruik nie, ek gaan vir jou 'n beter manier wys. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, hier's al die gawes, doen dit, gebruik dit, dis goed. Maar ek wil expand op hierdie en vir jou nog 'n beter manier wys om God se liefde te ervaar. En dan gaan hy aan en hy skryf in 1 Korintiërs 13 vers 1, wat ons so goed ken. Hoeveel van julle se troue het hierdie skrif gebruik? Het jy gesien? Okay, net een, wow, okay, interessant. Hy skryf, 1 Korintiërs 13 vers 1, net die volgende vers. Die liefde vergaan nooit. Hy het nou net gesê, ek gaan vir julle 'n beter manier wys om die manifestasie van die Heilige Gees te beleef. Nou begin hy praat oor liefde, interessant. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Interessant. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. Die kennis sal uitgedien raak, wat ons ken, maar meer gedeeltelik. Want ons ken, maar gedeeltelik. En ons profeteer, maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal dit wat gedeeltelik is, uitgedien wees. William J. Seymour sê die volgende: The Pentecostal power, when you sum it all up, is just more of God's love. If it does not bring more of God's love, it is simply a counterfeit. Pentecost means to live right in the 13th chapter of 1 Corinthians, which is the standard. Wat sê hy? Hy sê, ouens, al hierdie gawes is goed, maar hoe jy hierdie ding in overdrive sit, hoe jy hierdie ding in 'n hyperbool sit, hoe jy die gawes en die manifestasie van die Gees in overdrive sit, is met liefde. Liefde is die expression van die Heilige Gees. 'n Lewe vol van die Heilige Gees gaan nie 'n lewe vol magic tricks wees nie. Ek dink dis 'n baie groot misverstand, nê. Wie was hier met Zagse sessie so 'n paar weke terug, 2 weke terug? Okay. As jy geen konteks het van daai nie, nê? En jy stap in die middel van daai aand in en hy staan hier en hy sê hou my hand vas. En hou iemand se hand vas en hy spreek woorde oor hierdie ou. Lyk dit so bietjie soos wat noem mense dit? Amper hy spreek ietsie oor haar of hy lees die toekoms. Nou as jy was, hy sê hy doen nie, verstaan hy gee baie mooi konteks oor dit, maar dis nie waaroor die Heilige Gees gaan nie. Hy gaan nie oor 'n magic trick wat ek kan uitdruk wanneer ook al ek lus het nie. En hy sê check hierdie, ek gaan vir jou sê wat volgende week gaan gebeur. Check hierdie. Dis nie hoe dit werk nie. Want as daai gebeur, maar ons nie liefde betrokke nie, is daai absoluut onbruikbaar. Dis heeltemal useless om te gebruik. Die lewe van die Gees is nie vol magic tricks nie. Dis vol liefde. Die gawes, soos Paulus hier sê, is tydelik. En ek bedoel, hy raak ernstig hieroor. Hy gaan aan in die volgende vers en hy sê in vers 8, hy sê, die liefde vergaan nooit nie, hy herhaal homself, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik, ons profeteer maar gedeeltelik. Dis 'n ongelooflike stelling wat hy hier maak. Hy sê hierdie goeders wat vir ons so belangrik is, en ek bedoel in die kerk vandag, dis die goeders wat airtime kry, né? Dis die goed waaroor meeste mense praat. As jy 'n video op sosiale media sien oor kerke, is dit gewoonlik ietsie soos hierdie. En dit word so half uitmekaar geskiet en gesê, o, dis vals. En ek dink dit is so, want baie mense gebruik hierdie, want dit kan naboots word. Dit is maklik om te maak asof ek geestelike gawes het. Dit is maklik om te act daarop. Ek doen 'n sessie in die week met klomp jong leiers in Doxodeo en ek sê vir hulle hier, ek sê talent gaan jou vreeslik ver vat. En bediening gaan talent jou ver vat. Jy natuurlike kommunikeerder is, jy kan lekker gemaklik praat en jy's lekker charismaties, mense praat maklik met jou en jy weet amper die cues van mense en jy kan half mense lees. Jy gaan ver kom vir so 5 jaar. Dan gaan jy val. As jy nie hierdie ding in jou hart los het van liefde nie, gaan die gawes jou niks help nie. As jy kan opreit en jy kan regtig op die voorgrond wees en jy's 'n groot persoonlikheid, dit gaan jou baie ver bring vir 'n rukkie. En dan gaan jy weer val. Want al die goeders is maar net tydelik. Hier is die probleem. Ek dink baie van ons kom na die Heilige Gees toe en ons praat oor die Heilige Gees, kom ons vir 'n persoonlike vergenoegdheid.
Ons kom na hom toe en ons sê, Heilige Gees, kom vul my en kom praat met my en kom maak my emosioneel en kan hy daai goeders doen? Absoluut. Kan hy my emosioneel maak? Hy het al 'n paar keer. Kan hy my tot trane lei? Ja. Kan hy my hoendervleis gee? Absoluut. Kan hy so beweeg? 100%. Is dit al wat hy doen? Nee. Hy is nie die God van die emosionele ervaring nie. Hy is die God van die heelal wat 'n holistiese ervaring wil hê in jou en uitdrukking kry in jou. Hy kom red nie net jou emosies nie, hy kom raak nie net jou emosies aan nie, hy kom raak alles in jou aan. Maar ek dink weer eens die probleem is ons kom na hom toe en ons sê ek wil. Kobus wil die Heilige Gees hê want Kobus wil bietjie lekker voel. Wat 'n so valse idee gee. Ek dink daai emosies wat saamkom en amper as ons praat oor die Heilige Gees gaan mense se koppe dadelik soontoe. Ek dink daai is byprodukte van wat eintlik moet gebeur. Die beweging van die Heilige Gees gaan ietsie in my veroorsaak. Dit gaan lekker wees. Dit gaan goed voel. Hy's goed. Hy's 'n goeie God. En wanneer hy in my kom manifesteer, gaan dit goed voel. Maar dis nie, that's not the end. It's not the means to an end. Hy is die einde. Hy is die ding wat ons moet soek. Hy is die een wat ons moet soek, nie die gawes nie. Baie ons sal sê, are you looking for the gifts or the giver? Dit is 'n baie goeie manier is om daaroor te dink. Hoor gou wat sê Tyler Staton oor hierdie. Fantastic quote hierdie. Neem hierdie af. Hierdie is fantasties. Are you eager for manifestations of the Spirit? Are you longing for signs and wonders, for supernatural physical healing and deep inner healing? For the ground-shaking word of prophecy and the still small whisper of the soul? For the fiery power of intercession and the society-altering justice that follows? Then, I say, hoe kry jy dit? Then channel all your energy into loving those in your local church who you find are the hardest to love. Brilliant. Brilliant. Hier is nie my idee nie. Kom ons kyk gou na Jesus se lewe. Ek dink hy doen hierdie perfek. Het Jesus rondbeweeg en magic tricks gedoen? Nee. Het hy miraculous goed gedoen? Ja. Hy het ongelooflike groot goeders gedoen. Hy het mense genees, hy het blindes sig gegee, hy het ouens wat doof was laat hoor. Hy het ouens wat krippel is laat loop. Dis is incredible, maar kyk bietjie wat was die amper motivation of die hart agter elkeen van daai goeders. Daar's een stadium hy sien die mense is honger voordat hy een van sy grootste wonderwerke doen. En dan gebruik die Griekse woord wat hulle gebruik is splagnitsomai. Dis 'n lekker woord. Sê dit 5 keer vandag. Splagnitsomai. En hy sê he was moved to the heart. Hy het compassion gehad. Hy was lief vir hierdie mense. Hy was nie vir sy apostels, hey boys, check hierdie. Dit was nie die motivation nie. Hy het na die mense gekyk en gesien hulle is honger. En hy wou iets doen aan dit. Ander ding is, 'n vrou kom, hy is besig om te stap, 'n vrou kom na hom toe, en uit desperaatheid uit, want sy het 'n kondisie, uit desperaatheid uit, kom vat sy aan sy kleed. En hy stop alles. Daar's hierdie wrong van mense om hom. Hy stop alles en hy vra, wie het my gevat? Iemand het aan my geraak, wie het my gevat? En die apostel sê soos, Jesus, almal vat aan jou. Ek bedoel, kyk het om jou. En hy sê, nee, ek het beleef hoe krag uit my uitgaan. En hy draai en hy het 'n stuk hartsdraaiing wat in hom gebeur. Hy het compassion vir hierdie vrou en uit dit uit genees hy. Hoor jy wat ek sê? Die miraculous was net 'n uitvloeiing van die liefde wat in sy hart was. Die Heilige Gees wat deur hom beweeg, was net 'n uitvloeiing. Hoe mooi is dit dat ons nou gesing het fontein. Dis so 'n mooi beeld. Hy beloof aan die vrou, die wat in my glo, 'n fontein van lewende water sal in hulle glo, en dan sê die Bybel, hy het gepraat van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie 'n fontein wat jou hart vol maak nie. Die Heilige Gees is die fontein in jou hart wat uitvloei na ander toe. In liefde. Dit is wat hy doen, dis hoe hy beweeg. Ons behoort die mees liefdevolle mense op aarde te wees. Tim Keller het altyd gesê, Christene behoort die beste mense op aarde te wees. Ons moet so goed wees, dat as ons in 'n oomblik sou verdwyn, moet die wêreld ons mis. Is dit waar in jou werksplek? Is dit waar in jou huis? As jy verdwyn, gaan enigiemand agterkom? Ek dink ons behoort die beste mense te wees, want ons het die dryfveer van liefde. Die outeer van liefde bly aan die binnekant van ons en vloei uit na buitentoe. Ons behoort so goed te wees vir die wêreld. Ek dink die kerk, en hier is 'n radikale stelling, en hoor asseblief my hart, maar ek dink die kerk moet minder charismaties wees en meer compassionate wees. Ons moet minder probeer uitvloei in die gawes van die Gees, net vir die gawes van die Gees, net omdat ons dit kan doen. En as ons toelaat dat ons in ons hart kom geskuif word in liefde,
En compassion vir ons wêreld, gaan ons sien hoe die Heilige Gees deur ons begin beweeg en regtig 'n verskil begin maak in ons wêreld. Ons 'n voorbeeld van hierdie in ons kerk wat tans gebeur. Ek het 'n storie, ons het actually eergister het ons 'n video opgeneem, ek gaan nou vir julle wys. 2 dames wat in ons aandienste bywoon, 2 studente, incredible mense, Melissa en Jada, wat eendag so 'n maand of 2 na my toe kom en sê, hoorie, ons wil graag ietsie doen in die gemeenskap. Wat kan ons doen? En ek sê, ek weet nie, bring vir my voorbeelde. Hulle begin soek, ek gee vir hulle so 'n paar voorstelle, hulle kom terug na my toe, ons hou 'n meeting, hulle sê, ons het hierdie kinderreis. Ons het 'n kinderreis en ons gaan soontoe gaan op hierdie datum. Hulle maak al ek doen niks. Ek het nie 'n meeting gehad hieroor nie. Ek het nie vir hulle gesê wat om te doen nie. Hulle kom na my toe. Hulle sê ons het 'n datum vasgemaak met die kinderreis. Ons het verf georganiseer, ons gaan die muur verf. Hulle het 'n groentetuin, ons het sade georganiseer. Ons het georganiseer om kos te maak vir die kids en ons gaan met die kids daar gaan speel en bietjie net liefde gee vir hulle. Glad nie van my afgekom nie. Baie lekker as dit gebeur. As ons nie hoef te werk nie. Hulle kom na my toe en hulle wil hierdie doen. Kom ek wys gou hierdie video vir jou en dan sal ek verder ietsie sê. So Melissa, ek hoor Dr. Linden gaan 'n uitreik host by huisweesgerus. Ek was so opgewonde toe ek uitgevind het. Ek kan letterlik nie wag nie. Waarvoor sien jy die meeste uit? Ja, ons jong mense is so excited. Ek dink ek sien die meeste uit om net met die kinders te connect. Jy weet, ons hart vir hulle te gee en hopelik maak hulle harte oop vir ons. Waarvoor sien jy uit? Ek dink om net tyd met die kinders te spandeer en verhouding te bou met die kinders. En ek het ook gehoor dit gaan 'n maandelikse uitreik wees. So ons gaan elke maand na huisweesgerus toe kan gaan en ek sien uit om 'n rol in die kinders se lewens te kan speel. Ek het wel gewonder hoe kan mense die kinders serve? So, ons hart is dat julle tyd gee. As jy voel jy wil meer as jou tyd gee, of jy kan nie die dag daar wees nie, kan jy met liefde met my, Jada of Kobus kom chat oor hoe kan jy verder gee. Nou as jy vir Melissa en Jada ken, en jy het hulle paadjie gevolg vir die laaste paar jaar, sal jy sien iets het gebeur in hulle hart. Iets is geaktiveer in hulle harte. Hier kom hierdie 2 jong dames en hulle beleef 'n stuk van Jesus se liefde wat hulle lewe kom verander. En die eerste natuurlike respons wat hulle het is ons wil hierdie gaan doen vir ander mense. Dis beautiful. Ek dink dis incredible. As hulle hier was, het ek gevra ons moet vir hulle hande klap. Ek wil dit honor want ek dink dit is so 'n mooi expression van wat die Here doen. Die Here red jou nie vir jouself nie. Ek het so famously eendag gesê, ek het dit geloof. Hy sê you're not saved to soak. Ek love dit. You are not saved to soak. Jy is nie gered om net kumbaya in jou kamer te sing en heeldag Bybel te lees nie. Is dit goed? Ja, dit is goed om dit te doen en dit is goed om tyd te spandeer met die Here. Maar sy primêre rol en sy primêre command wat hy vir ons gegee het is gaan en maak disippels. Nie by mekaar kom en liedjies sing en maak disippels nie, gaan doen dit nou. Gaan maak disippels van die nasies, leer hulle alles wat ek julle geleer het, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Gees en weet dat ek met julle is tot die einde van die eeu. Dis beautiful. Nou, dis Paulus se gedagte. Paulus sê, ouens, daar's hierdie gawes, net om julle op te vang, daar's hierdie gawes, dis goed, beoefen dit, maar ons 'n beter manier. Die beter manier is liefde. Liefde is die expression hiervan. En hy is nie die enigste wat so dink nie. Jesus doen dieselfde. Dink gou 'n bietjie. Jesus is die laaste aand van sy aardse lewe. Is hy in 'n bokkamer saam met sy 11 apostels. Judas is klaar weg. Jesus sit in Johannes 13 met sy laaste maal met sy apprentices, die ouens wat vir 3 jaar saam met hom beweeg het. Hy staan op, nou onthou wie dit is, dis God. God staan op, trek sy klere uit, trek 'n voorskoot aan en begin hierdie ouens se voete was. Beautiful, beautiful prentjie. Dan maak hy hierdie stelling, Johannes 13 vers 34. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Daai is 'n groot stelling. Daai is 'n groot stelling as jy 'n Jood is, wat die 10 gebooie moet volg en die 613 wette wat daarin saamkom. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Wat is daai nuwe gebod? Julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. Nie soos jy jou naaste wil lief hê nie, hoor mooi, hy sê soos wat ek julle liefhet. Konteks van hierdie, Jesus is nou net op sy knieë gewees, hy's besig om hierdie vuil vissermanne se voete te was. En hy sê, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle liefhet. Dit spreek van ek is nie te goed om jou te help nie. Jesus is die enigste ou om die tafel wat verdien dat sy voete gewas word. Hy is die enigste ou wat verdien dat ander mense hom moet dien. Maar hy sê, dis nie hoe dit werk in hierdie koninkryk nie. Hierdie koninkryk het ons mekaar lief, onafhanklik van wie jy is en wat die ander persoon is.
Dis wat ek doen. En dan sê hy hierdie, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Dit word die identiteitsmerk van die koninkryk, is liefde. Die identiteitsmerk van die koninkryk is nie, kan jy in tale praat of nie. Die identiteitsmerk van die koninkryk is nie, kan jy profeteer of nie. Daai goeders is vrek belangrik, moenie hoor wat ek nie sê nie. Dis vrek belangrik, maar die nommer 1 ding wat ons as Christene moet doen en hoe ons geïdentifiseer sal word in die wêreld, is liefde vir mense. Liefde vir mekaar. So kom ek som op, Jesus vervul die ou gebod, die 10 gebooie van Moses, vervul hy, en hy sê, boys, daai is nou klaar, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, hê mekaar lief. En dan die awesome ding, wat nog steeds my brein en my hart breek, is dat God gee hierdie gebod vir ons, en saam met die gebod gee hy die vermoë om die gebod na te kom. Ons 'n quote wat sê, the love God gives, creates the love God commands. It's beautiful. Hy gee liefde en daai liefde stel my in staat om lief te hê. Dit word geprofeteer in die Ou Testament. Jesegiel 36:26 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uithaal en 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees, hoofletter G, ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Hier is wat ek wil sê, die vervulling van die gees, die gees wat in ons woon, is nie vir persoonlike genot nie. Persoonlike genot is 'n byproduk van die missie waarop hy jou gaan stuur. Jy kan buite die kerk vir hierdie gaan kyk. Ek kyk nou nog 'n podcast vir 'n finansiële ou. Hy praat met iemand oor finansies en hy praat oor generosity, nie 'n kerkding nie. En hy sê as jy regtig gelukkig wil wees, gaan vanmiddag Spur toe en gee vir jou waiter R1000 tip. Try dit. Die genot wat jy gaan voel in jou hart is massive. Dis counterintuitive. Maar dit werk. Gaan toets dit. Gaan gee vir jou karwag R100 tip. Try dit. Kyk wat doen dit in jou hart. Ons is design om in vrygewigheid te leef. Ons is design om in liefde te leef. Dis nie vir eie genot nie. Dit is sodat ons die opdrag wat God gegee het om die wêreld lief te hê, te kan uitvoer. Dit is hoekom die Heilige Gees in ons woon. So, kom ons maak dit gou-gou reël. Kom ons pas hierdie toe tot ons lewe. Ek dink die challenge wat ek vanoggend op jou wil drop is dat ons sal nie soek vir 'n ervaring van die Heilige Gees nie, maar dat ons hier sal uitstap en 'n lewe sal leef wat lyk asof ons gevul is met die Heilige Gees. Die Gees van liefde, die Gees van God wat liefde te meebring. Tyler Staton weer eens sê hierdie in sy boek, is 'n fantastiese boek hierdie by the way, Familiar Stranger. Het gaan oor die Heilige Gees en hy regtig baie goeie insights en hy kom uit verskillende perspektiewe uit. Familiar Stranger. Hy sê hierdie, following Jesus means following him into communities of healing that are also riddled with diseases. If you're looking for a solitary me, my journal, and an ambient Icelandic playlist in my earbuds version of following Jesus, you won't find it on the pages of Scripture. Hoor jy wat hy sê? Die weergawe van Christendom word net ek en Jesus is in my kamer alleen, gaan jy nie in die skrif kry nie. Is hy daar? Natuurlik. En hy is 'n ongelooflike intieme God. Ons het die hele reeks oor dit gepraat, hoe die Heilige Gees is die intieme, nabye helper wat in my hart woon, waartoe ek toegang het. As ek met God wil praat, hoef ek nie ver te gaan nie. Hy's hier, hy's met my. Ek moet inwaarts kyk en hy gaan van die binnekant af buitentoe praat. Maar ook, hy's nie net vir jou nie. Ons verwar geloof dat dit hierdie vertikale verhouding is tussen jou en God. Ons vergeet die horisontale komponent van ons geloof, wat super uniek is by the way. Sonder net Christendom wat dit sê, is dat die liefde wat God gee, behoort die liefde vir mekaar te inspireer. So dis die challenge, ek wil jou vra om te gaan leef uit die krag van die Heilige Gees, nie net in hierdie kerk nie, maar die buite. En as jy in jou kar klim. Laat toe dat die Heilige Gees bepaal hoe jy jouself hanteer in verkeer. Dit is moeilik. Okay, Kobus, nie so ver nie. Wow. Laat toe dat die Heilige Gees bepaal hoe jy 'n pa vir jou kinders is. Laat toe dat die Heilige Gees bepaal hoe jy dissipline handhaaf in jou besigheid. Laat toe dat die Heilige Gees bepaal hoe jy as jou besigheid uitreik na die community waar jy geplaas is. Hoe anders sal die wêreld lyk, hè? As al die Christene in die wêreld besluit, ek gaan nie net op 'n Sondag 'n Christen wees nie, maar ek gaan toelaat dat die Heilige Gees en dit wat ek hier beleef uitspoel na buitentoe. Hoekom? Want die gawes beïndruk mense, dis waar. Die gawes beïndruk mense, maar liefde verander mense. Liefde transformeer. Gawes is kragtig, liefde is ewig. Dit hou nie op nie.
Gawes kan nageboots of misbruik word, maar die liefde is 'n onmisbare en onvervangbare realiteit. So ek het 3 dinge wat ek wil hê jy moet weet en wat ek wil hê jy moet gaan beoefen hierdie week. As ek jou kan challenge, as jy my kan vertrou om jou te challenge met hierdie. Take it or leave it. Nommer 1, evalueer bietjie jou gawe, die gawe wat jy het. Evalueer dit bietjie deur die lens van liefde. So, wat is jou gifting? Dis die eerste vraag. Dis 'n goeie vraag om te begin. Wat het die Here voor my geroep? Eerste vraag wat ek vir jou gaan vra is, okay, waar is jy goed? As jy nie kan sing nie, asseblief moet jy die worship band join nie. As jy nie van mense hou in daai sin van ek hou van hospitable wees en ek hou van mense verwelkom, moenie op die groetspan wees nie. Nie elke gawe is vir elke persoon nie, maar dis die eerste plek waar jy begin, is waarin is jy goed? Is jy administratief baie goed? Onthou, dis 'n gawe van die Gees. Hou jy van hospitality, hou jy van generosity, is 'n gawe van die Gees. Gaan lees Romeine 10. So evalueer bietjie daai gawe wat jy het. As dit profesie is, fantasties. As jy beleef jy het 'n profetiese gifting, fantastic. Is dit gebaseer op liefde of nie? Wat is die vrug van daai ding? Is dit liefde of is dit nie? Is dit omgee vir 'n ander mens of is dit nie? Jou gifting, is dit iets om jou te laat goed lyk of om die ander persoon te dien? Was dit voete of proclaim dit jou eie hart? Hoor jy wat ek sê? Evalueer bietjie jou gifting deur die lens van liefde. Nommer 2, identifiseer een persoon in jou gemeenskap of in jou werksplek of in jou huis om lief te hê wat dalk nie so lovable is nie. Ja, ek hoor hoe gegil julle. Ons in elke werksplek al een nou. Nee, goed, nee, ek grap. Morris. Goed sit jy sê, I've got the power to iron fire. Nee, dis 'n goeie challenge, hè? Is die Heilige Gees die liefde wat hy deponeer in jou hart groot genoeg om lief te wees vir daai ou ten spyte van sy optrede? Was Jesus lief net vir die ouens wat lovable was? Wat gedoen het wat hy wil hê hulle moet doen? Was Saggeus 'n goeie man geweest? Nee. Hy was 'n gangster geweest wat gesteel het by sy eie mense. En Jesus stop. Daar's 'n crowd van mense. Jesus stop. Hy kyk op in die boom en hy sê: "Saggeus, buddy, ek moet vandag, kom vinnig af. Ek moet by jou kuier vanaand." Jesus het die meeste tyd spandeer met mense wat niks soos hy is nie. Weerens wat hy was gedryf deur die Heilige Gees wat in hom woon, om in liefde op te tree vir die wat dit die meeste nodig het. Identifiseer een persoon in jou gemeenskap om lief te hê, al is hulle moeilik om lief te wees. Derdens en laastens, oefen 'n geesvervulde liefde op gewone maniere. Ons probeer weer eens, ek dink as ons praat oor die Heilige Gees, ons gaan altyd na die ekstreme toe. En weer eens die ekstreme bestaan. Daar is 'n beautiful element as iemand kom en sê, luister, ek het van die Here af ontvang 'n woord vir jou en oor jou lewe en vir die toekoms van jou lewe. Dis ongelooflik as dit gebeur. Dis ook ongelooflik as iemand travel, en ek het al gehoor hierdie gebeur, dat iemand travel na 'n ander land toe en hulle kom daar en bonatuurlik gee die Gees vir hulle die gawe om in 'n ander taal te praat. Incredible. Die Heilige Gees gee die bemagtiging sodat die woord kan versprei. Daai goeters is incredible, die amper miraculous giftings. Maar kan ons onsself challenge om te dink aan die boodskap wat ek op 'n Dinsdagoggend vir my vriend stuur om hom te bemoedig vir sy dag, uit dieselfde Gees geïnspireer kan word? Kan ons onsself challenge om 'n bietjie meer normaal te dink aan liefde? Want ek weet jou, God kan jou gebruik wat plek maak vir iemand anders as jy Brooklyn toe ry of whatever, Pretoria toe ry. As jy plek maak vir iemand anders op die highway, kan ons glo dat die Heilige Gees groot genoeg is om in daai ou se hart iets te kom drop om te sê, daai was bonatuurlike liefde wat nou net gebeur het. Kan ons dit vertrou? Kan ons vertrou dat as jy by die tolhek stop en jy betaal vir die ou agter jou, dat hy 'n belewenis sal hê van Jesus se liefde? Of die ou wat agter jou staan, wat jy dalk sien gaan deur 'n moeilike tyd, wie se kinders klein is en jy sien hulle staan met 'n brood en 'n melk om vir hulle te sê, luister, kan ek daai vir jou koop? Kan ons vertrou dat die Here dit sal gebruik? Dat die liefde en die compassion wat ons voel vir mense 'n stuk gedrewenheid van die Heilige Gees is en nie net ons wat dink ons is nice nie. Kan ons onsself challenge om dit te doen? Nog 'n manier wat ek vreeslik mee sukkel as ek kan transparant wees met julle, is om te luister om regtig net te hoor, eerder as om te luister om te reply. Van julle giggel en ek wonder hoekom. Is moeilik. Kan ons vertrou dat die Here ons wil kom help met dit, om regtig liefde te gee?
Partykeer wat iemand nodig het, is net 'n stuk luister, net iemand wat luister. Elke keer as ons dit doen, julle, dan beleef ons hoe die Heilige Gees beweeg. Onthou, sy expression is liefde. So wat ek wil doen is, ek wil vir jou bid. En ek wil vra dat jy nie net vir my woorde sal luister, maar jy jou hart gou sal oopmaak dat die Heilige Gees iets in jou hart kom deponeer van liefde. Dat hy vir jou iets kom oopbreek oor wat dit beteken om gevul te wees met hom. Hy is 'n God van liefde wat lief is vir die wat niks soos hy is nie. Kan ons dieselfde wees? So kan ek vir jou bid? Kom ons bid. Vader, dankie vir liefde. Dankie vir u Heilige Gees wat in ons woon. Dankie dat u nie ver is nie, dat u nader is as 'n vriend, nader as enigiemand in ons lewe, Vader. Dat u van die binnekant af buitentoe praat. En Here, ek wil kom dankie sê dat u ons bemagtig met die Heilige Gees om lief te wees vir 'n wêreld wat moeilik is baie keer om lief te hê. Ek weet, Vader, hierdie klink baie naïef om te sê ons moet in ons wêreld ingaan en net lief hê sonder om te dink aan die ander persoon se gedrag, Here. Dit is moeilik om verby dit te kyk en Here, ons glo in geregtigheid en ons weet u doen ook. Maar wil u nie ons asseblief kom seën met 'n groter mate van die bemagtiging van die Heilige Gees om die mense in ons lewe lief te hê wat ons regtig mee sukkel, Here. Ek wil bid, Vader, in hierdie volgende week en die volgende paar maande en in die res van ons lewe, Vader, dat u sal kom inspireer die oomblikke wat ons beleef soos wat u gehad het, waar ons 'n stuk compassion in ons hart draai. En dat ons sal beweeg uit daai compassion uit na 'n stuk beweging en ietsie doen aan dit, Here. Dankie dat u Heilige Gees dit ook doen in ons harte. En boonop dit, Vader, dank ons u vir die feit dat wanneer ons beoefen daai goeders, dat daar wel 'n stuk persoonlike vergenoegdheid en vreugde is in dit, Here. Dankie dat ons dien, maar nie uit 'n plek van ons moed of ons is geforseer nie, Here, maar omdat ons regtig wil. Ons prys u vir dit, Here. Amen. Mag jy beleef hierdie week en in die volgende tyd hoe die Heilige Gees van God op die normaalste maniere jou kom inspireer in bewegings van liefde. Amen. Amen. Dankie, julle kan vir my daai video speel. Die oomblik toe ek intree in die community space en ander mense, nie noodwendig wat ek sou approach het, soos normaal, mense wat ek glad nie uit my eie uit sou na toe gegaan het en 'n conversation begin het, 'n gesprek begin het oor die Here veral. En ons is half deur 'n proses by mekaar gesit as 'n klein groep en daai klein groep nou is van my beste vriende en ek kan nie my week sien sonder hulle nie. Ek kan nie wag om met my klein groep te praat oor die goed waar ek sukkel en hulle perspektief en hoop en woord te ontvang in Christus nie. So ja, vir my community is hulp, is dis in die naam, om nie alleen te wees nie. Jy mis uit op dinge wat die Here wil vir jou kom openbaar. Jy mis uit op vriendskap, jy mis uit op ondersteuning, jy mis uit op wonderwerke. Jy mis uit op soveel meer wat die Here vir ons bedoel het, as wat jy kan dink. Sy goeiemôre vir die van julle wat ek nog nie gegroet het nie. Dankie Kobus. Ek sal leer om te luister tot by 5 te tel en dan eers te sê wat ek hoor jy sê. En op my ouderdom is my antwoord dan al reeds vergete. Maar dis dalk ook die Heilige Gees. Wanneer ons praat van community, hierdie getuienis wat ons gehoor het, is dit so belangrik. Mense, daar's 'n sekere diepte wat die Here wil in ons lewens inbou, waar ons in vrymoedigheid met mekaar kan deel in hierdie gawes van die Gees. En groeplewe is deel van dit. So ek wil jou nooi. Dis nie 'n holy huddle of 'n klub of 'n skindergroepie nie. Ek het nog niks van dit gehoor hier nie. Indien jy skinder, begin jou eie groep met jouself. Maar en kom sien ons by die Life Center, maar daar's soveel waarde in die groei van God se bediening in jou lewe.
wat geanker kan word deur groeplewe. So as jy nog nie deel is van 'n groep nie, ek wil jou nooi om ernstig daaroor te bid en vir die Here te vra om dalk te deel met die vrees of dit wat ook al in jou hart keer dat jy by ander mense wat die hart van Christus dra uitkom. So indien jy deel wil word, hier aan jou regterkant is die community board en daar gaan iemand wees wat graag met jou sal wil gesels en vir jou meer inligting gee na die diens natuurlik, nie nou nie. Arise is deel van die vroue bediening. Dit is 'n stap naweek, dis absoluut fenomenaal. Rihanna, my vrou, het dit 'n ruk terug gedoen en toe begin sy net meer en meer wil doen en ek weet Astrid het ook nou onlangs 'n Arise gestap. Manne, jy mag jou vrou op dit stuur. Sy gaan verkook terugkom. As jy nie weet wat dit beteken nie, gaan raadpleeg die HAT. Daar sy. Nou is jy die mekaar. Dis die 5de tot 7de September, maar ek wil jou nooi vroeg in Augustus, maak die inskrywings reeds oop op die internet en dis baie vinnig. Gewoonlik is dit binne 24 uur is dit reeds vol bespreek. So hou daai datum dop en beplan in jou dagboek. Dan as jy vandag hier is en jy kuier by ons en jy wil meer weet oor Doxa Day of die kampus of daar is 'n area wat jy 'n vraag het oor praktiese goed. Ek gaan aan die buitekant daar langs Soepekel, ons gaan nou oor hulle gesels, gaan ek staan en ek gaan vir jou die nodige inligting gee as ek dit weet, anders gaan ek vir jou die inligting gee van iemand wat weet. Maar ons wil jou graag bystaan in jou lewensreis en dit vir jou so gemaklik as moontlik maak. So kom gesels asseblief, moenie stil bly nie. Introverte, julle is ook welkom. Dan laastens, as dit gaan oor ons geestelike reis. As ons praat oor finansies, het ons al hierdie beginsels in verskillende weke ingedeel en ons is vandag by die eerste een, het gaan oor gebed. Ek wil jou baie graag uitdaag. Ek het groot geword in 'n wêreld wat die oomblik as ons oor finansies praat in die kerk en ek sit daar waar jy nou sit, dan is daar altyd een of ander skuldgevoel betrokke. En dit is so teenoor wat die Here deur en in ons finansies wil doen. As ek skuldig voel, omdat ek voel ek moet meer gee of meer doen, dan is dit vir my amper onmoontlik om God se liefdeshart toe te laat om deur my finansiële beplanning te werk. Ek wil jou nooi om altyd jou finansies na die Here toe te neem en te sê, Here, ek weet waar ek ook al is, kom saai meer passie in my hart en die vermoë om u plan te sien. En dis hoekom as ek nie oor my finansies bid nie, dan is dit amper onmoontlik om met 'n blymoedige hart te gee. So kan jy saam met my bid dat ons vir die Here dankie sê dat ons nie eers hoef te betaal en dan luister hy na ons nie. Is jy saam met my reg? Hemelse Heer, dankie dat die voltooide werk aan die kruis ook daar was vir ons finansies, vir ons beplanning oor ons toekoms. Ons sê dit soms nie, maar dit is so 'n belangrike deel en dit is so 'n moeilike area in ons lewe om 'n greep op te kry tussen verantwoordelikheid, maar ook dankbaarheid en vrygewigheid. Ons nooi u in elkeen van ons se spasie in, van ons finansiële bestuur en leierskap. En ons kom gee ons finansies en ons verantwoordelikhede daar rondom vir u insig en leiding. Dankie dat ons u kan vertrou daarmee. Ons luister uit vir u geleenthede in Jesus Christus naam. Amen. So mag jou lewe verryk word in jou gebedstyd ook. Hierna, daar's nog steeds lekker koffie en die wind waai nie vandag nie, so jy kan lekker rustig sit en kuier met iemand. En Soepekel, ek het so 'n bietjie later ingekom in die auditorium en toe sien ek van daai goed. Ouens, ek moes die eerste 2 minute eers aan myself bely. Maar ek hoor na kerk gaan dit jou baie goed doen. As jy vir iemand anders iets koop, dis dalk 'n baie goeie tree in jou finansies in die begin. Mag jy 'n wonderlike dag hê en indien jy gebed nodig het,
Kobus is hier aan my regterkant, jou linkerkant, hy sal graag jou wil ondersteun. Mooi dag, mooi naweek en sien jou nog.